Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. My naam is Marco van Rooyen. Hierdie les is geborg deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement saam met Bekama Research and Development. Nou ja, kom ons kyk na wat ons vandag gaan doen. Vandag is ons onderwerp meting. Dit is natuurlik vraestel 2. Jy kan so plus minus 80 punte verwag onder die afdeling. En ons subonderwerp, ons subafdeling wat ons vandag oor praat is omtrek, oppervlakte en volume. Nou, soos julle weet, kom ons kyk gou wat ons kan verwag aan die einde van hierdie les, wanneer dit klaar is. Ons behoort die verskil tussen omtrek, oppervlakte en volume te kan onderskei. Hoe om ons verskillende volumes vir elkeen van daardie toe te pas. Hoe om, effektief ons eenhede te herlei, veral wanneer dit gaan van omtrek, oppervlakte en volume. En dan moet ons kyk na wat die doel is van omtrek, oppervlakte en volume in alledaagse lewe. Dit is baie belangrik. En natuurlik, wanneer ons soos enigiets in wiskundige geletterdheid is daar altyd 'n finansiële aspek van meting te kan verstaan en bereken. As jy wil weet waarna ek verwys, ons is hier by eksamenriglyne bladsy 11. Daar is ons al die inligting wat jy nodig het vir hierdie afdeling. Kom ons kyk gou na 'n paar terminologie voordat ons begin, dat jy net kan weet waarvan ek praat wanneer ek oor dit praat. Breedte verwys na die hoe wyd 'n voorwerp is, hoe wyd hy is. Basis beteken dis die oppervlakte waarop die vorm rus. Die hoek is natuurlik die punt gemeet in grade waarvan twee lyne ontmoet. Helling beteken na 'n skynste. Hypotenuse, of in Engels is beter dat jy kan onthou, is hypotenuse. Die ander woord wat ons gebruik daarvoor natuurlik is ook skynsy. Dis die langste sy van 'n reghoekige driehoek. Ons sal later 'n bietjie meer praat daaroor. Loodreg beteken 'n reghoek met 90 grade. Radius is die afstand tussen 'n voorwerp gewoonlik in 'n sirkel se middelpunt en die buitenrand van daai voorbeeld omtrek. Dis baie belangrik dat jy daar onthou, want soos julle weet in julle eksamens sal julle definisie gevra word binne in die konteks van die vraag. Kom ons kyk gou na ons eerste onderwerp hierso, omtrek. Ek gaan net baie vinnig dit net weer gou vir jou net die hersiening doen. Omtrek verwys na die meting aan die buitekant van 'n vorm. Dit kan bereken word deur al die sykante van 'n vorm bymekaar te tel. Soos jy kan sien in die prentjie daar wat ek vir julle gesit het, verwys na die meting, die lengte, die afstand aan die buitekant van 'n vorm. Okay, belangrike punt om hier te onthou, eenhede is gewoonlik net in een metingeenheid. So millimeter tot die mag 1, sentimeter tot die mag 1, kilometer tot die mag 1. So net 'n eksamen tip wat ek jou hier wil gee is, jy tel net al die sye een keer bymekaar. Dis hoe ek dit lekker onthou. Dis vir my omtrek, ek trek net een keer om dit en daarso kry ek my antwoord. Die berekening van omtrek het te doen met die totale lengte van 'n voorwerp of om 'n voorwerp. Baie belangrike woordjie wat jy daar moet onthou is die woordjie om. Om die voorwerp, dan moet ek alles bytel. Waar word dit gebruik in alledaagse lewe? Wanneer totale lengte benodig word om 'n vorm, soos byvoorbeeld die totale lengte van 'n draad om 'n hok of om 'n kamp, en dan die hoeveelheid bakstene om 'n vuurmaakplek. Okay, so wat jy net daar vir my ook moet onthou, dit kan enigiets doen soos 'n lint of 'n draadjie of enigiets wat om 'n vorm omgetrek word. Right, kom ons kyk gou na die tweede enetjie, oppervlakte. In konteks van 'n vorm is dit die hoeveelheid ruimte, baie belangrik, wat 'n tweedimensionele vorm in beslag neem. Soos as ek sê ruimte, bedoel ek basies jou spasie wat die hele oppervlakte of vloeroppervlakte of die basis opneem van daai voorwerp. Baie belangrike punt om te onthou. Eenhede is gewoonlik vierkantig. Beteken millimeter tot die mag 2, sentimeter tot die mag 2, meter tot die mag 2. Dit beteken jy gaan 10 twee eenhede moet gebruik of twee fasette van daai voorwerp gebruik. Sy lengte en sy breedte of sy wydte. Dit beteken twee goedjies wat ek gebruik. Onthou met omtrek het ek net een lengte by mekaar getel die hele tyd, waar met oppervlakte beteken, okay, nou is dit die binnekant, so nou moet ek 'n lengte en 'n breedte by mekaar tel. Iets gaan ek by mekaar moet tel.
vir oppervlakte. Die berekening van oppervlakte het te doen met die totale 2D spasie wat 'n voorwerp inneem. Al die eenhede moet dieselfde wees. Onthou, jy kan nie 7 cm met 8 mm maal nie. Dis nie dieselfde eenhede. Centimeter en millimeter, al is dit lengte, is nog steeds nie dieselfde eenheid nie. So maak asseblief 100% seker jy doen eers die herleiding voordat jy aangaan. Right, waar word oppervlakte gebruik in alledaagse lewe? Wanneer daar bereken word hoeveel van 'n sekere item benodig word om die totale area te dek of toe te maak, soos hoeveel teëls kan ek in hierdie groot vloerspasie insit, of teel, en dan hoeveelheid verf in liters om 'n muur te verf. As jy daarin dink, ek verf nie net die randjies van 'n muur nie, ek verf die hele spasie, en dit is wanneer die oomblik wanneer ek oor die 2D spasie praat, dan bedoel ons praat oor oppervlakte. Soos jy kan sien daar in die prentjie, het ons mooi vir jou gewys presies wat ons bedoel met oppervlakte. Kom ons kyk na tweede laaste een hierso, volume. Volume verwys na die spasie wat 'n 3D voorwerp inneem. Dis nou weer eens spasie, maar hierdie keer sit ons nog 'n aspek by, en is die 3D aspek van daai voorwerp. Okay, belangrike punt om hier te onthou, eenhede is gewoonlik gekubeer, dit beteken tot die mag 3, soos wat ek vir jou voorheen verduidelik het in oppervlakte. Oppervlakte het 2 gehad, so nou wat gaan volume hê? Ons gaan nou 3 hê. Lengte, breedte, en nou die derde spasie is gewoonlik die diepte of die hoogte. Okay? Die berekening van volume het te doen met die totale 3D spasie wat 'n voorwerp opneem. Al die eenhede moet dieselfde wees, presies dieselfde as oppervlakte. Alles moet of in millimeter, of in centimeter, of in meter wees as jy dit uitwerk. Waar word volume gebruik? Wanneer daar bereken word hoeveel voorwerpe in 'n ander voorwerp kan inpas, of hoeveel kapasiteit 'n voorwerp kan hanteer. Hoeveelheid bokse agter op 'n trop, hoeveelheid liter water in 'n tank. En onthou net, die verskil tussen volume en kapasiteit is, kapasiteit is die maksimum hoeveelheid vloeistof wat 'n voorwerp kan behou. Hoeveel van dit kan ek hou? Volume is die totale spasie wat 'n voorwerp opneem, kapasiteit is die hoeveelheid wat daai ding kan hou. Okay, daar is 'n verskil. Alhoewel hulle dieselfde bereken word, onthou net die definisie of die aspek is verskillend. Kom ons kyk gou net as 'n hersiening, die algemene vorms wat ons mee te doen het. 'n vierkant, sy omtrek, oppervlakte, volume, sy berekeninge. So die omtrek sal ons sien, dis die sy plus die sy plus die sy plus die sy, alles aan die buitekant van die voorwerp. So wat daai omtrek beteken is ek vat letterlik daai lengte plus daai lengte plus daai lengte plus daai lengte. Onthou wat ek jou gesê het oor omtrek, dis alles om die lengtes om die voorwerp. Okay? Oppervlakte is die spasie binne in die voorwerp. Dit beteken ek het net 2 lengtes wat ek met mekaar moet maal, 2 afstande wat ek liewerste sê, nou raak jy verward met lengte en lengtes. So 2 afstande wat ek hier vat, is ek vat basies die breedte van hom en die lengte van hom, en ek maal die 2 wat vir my die binnekant van die voorwerp se oppervlakte sal gee. So daar kan jy sien, die sy maal die sy lengte. En vir jou daarso sê, dis basies die lengte maal die breedte wat ek vat. Okay? Vierkant se volume, kan jy sien, is presies dieselfde as oppervlakte, maar die keer sê ek nou die derde enetjie by wat daai hoogte is. So daar is die vierkant se oppervlakte daar, en al wat ek nou doen is ek maal hom net met die diepte of met die hoogte ook. Okay, dis al wat dit is. Dan kom ons kyk na die volgende ene, wanneer dit kom by ons voorwerpe. Reghoek, weer eens, algemene vorms, vir 'n omtrek het ek vir gesê, dis basies al die lengtes om die voorwerp, en soos ek hier kan sien, as jy jou reghoek goed ken, is daai ook 'n B en daai is ook 'n L, so al wat ek hier doen is 'n L plus 'n B plus 'n L plus 'n B, of 'n ander manier as jy wiskundig baie goed is, ek weet ek werk hier met 2 L'e, en ek werk hier met 2 B's, so ek vat daai lengte en daai breedte saam, en ek maal dit net basies met 2 as ek wil. Dan natuurlik met jou oppervlakte, ek het vir gesê jy vat 'n lengte maar 'n breedte om die binnekant. Die oomblik as ons daar maal, beteken dit nou werk ons met die binnekant van 'n voorwerp. Natuurlik hierso, jy kan basies sê daai is die lengte en daai is die breedte. Oppervlak het daai stukkie gedoen. Nou al wat hoogte doen is ek sê ek vat daai hele voorwerp en ek maal die hele hoogte by
om hom sy, jy weet, sy, hoe kan ek vir jou sê, sy hele volume te gaan uitwerk. So ek vat maar daai hoogte ook, dan vat ek die hele spasie wat daai ding opvat. So dit is wat hoogte vir ons sal doen. Daai hoogte vat die basis basies en hy trek hom net uit met die hoogte. Dit beteken nou vat ek daai hele spasie op. Alright, kom ons kyk gou na 'n driehoek. Met die omtrek van 'n driehoek is dit redelik maklik, want ek bedoel, jy weet, dis net daai sykantjie en daai sykantjie en daai sykantjie. So dit wys vir my, ek plus al die lengtes bymekaar. Oppervlakte natuurlik is die helfte van daai basis maal die loodreg, baie belangrik, loodregte hoogte beteken ons natuurlik, dis daai 90 grade lyntjie wat ons van die bopunt van die driehoek het. So ons 'n bietjie kan inzoom gou hier. Die bokant van daai driehoek, al die pad af, is daai loodregte hoogte. Daai enetjie wat vir ons daar gee. En onthou wat ek vir jou gesê het, ek vat basies wat hulle hierso doen wat baie cool is, nie te veel wiskunde ingaan nie, maar dis letterlik daai lengte en daai breedte van wat daai driehoek vir my, jy weet, gee, en omdat ek die helfte van hom gebruik, maal ek die 2, dan gaan ek die binnekant van die voorwerp basies vir jou uitken. Okay, nou al wat volume doen is, al wat ek hier doen is, en baie belangrik dat jy te onthou, daai hoogte wat hulle hiervan praat, is die hoogte hoe diep of hoe ver daai driehoek afgaan. Dis amper soos 'n stukkie pizza, hoe dik daai stukkie pizza is, okay? So as jy gekyk het, die bokant van daai driehoek is mos nou basies die oppervlakte wat ons uitgewerk het, en weer eens daai H-lengte wat aan die buitekant is, het te doen met ons diepte of die hoogte van wat daai voorwerp inneem. Okay? Kom ons kyk na Pythagoras partykeer. Wat gebeur is, veral wanneer dit kom by driehoeke, sal hulle vir jou daai 2 lengtes gee, maar hulle gee nie vir jou daai ene nie, maar hulle vra vir jou vir die omtrek. En natuurlik weet ons, wanneer dit kom by omtrek, ek het al 3 lengtes nodig om die totale omtrek van hoe ver dit is om die voorwerp. En nou moet ek Pythagoras gaan gebruik wat jy in graad 8, 9, 10 en 11 gebruik het, en ook natuurlik 12, om my kansy te bereken. En ons weet natuurlik die formule vir Pythagoras is daai kansy kwadraat plus daai kansy kwadraat is c kwadraat. So wat moet ek basies doen as ek net so teruggaan? So c sal natuurlik gelyk wees aan die vierkantswortel van a kwadraat plus b kwadraat. Okay, onthou dit? Want ek wil c op sy eie hê, ek wil nie die kwadraat hê nie, so wat doen ek om iets wat tot die mag 2 is terug te kry na sy oorspronklike toe? Ek vierkantswortel hom met uit te vind. So is net hersiening, jy ken al hierdie goeders. Dan 'n sirkel, sy omtrek, en ons gaan vir jou gewoonlik die formule gee. Dis 2 maal pi maal radius, en dan of jy kan gebruik pi maal d, en dat ons natuurlik weet die diameter is 2 keer die radius. Die diameter het te doen met van een punt van die omtrek reg deur die middelpunt tot die ander kant is ons diameter, né? Dit weet ons. En natuurlik ons radius, soos ons voorheen gesê het, is van die middelpunt na die omtrek van die sirkel toe. Ietsie wat ek net vir jou wil sê, wat jy altyd moet onthou asseblief vir die eksamen, is baie keer gebruik julle pi wanneer hulle vir jou gesê het gebruik pi is gelyk aan 1,42. As hulle vir jou sê pi is gelyk aan 3,142, moet jy 3,142 gebruik in jou formule. As jy net pi gaan gebruik op jou sakkraam, gaan jy naby aan die antwoord kom, maar jy gaan miskien ergens oprond of afrond waar hulle nie het nie. Okay, so onthou dit net in gedagte. Oppervlakte is pi maal radius kwadraat. Ek het vir gesê, onthou met oppervlakte, daai kwadraattekentjie is baie belangrik, en in volume is presies dieselfde as oppervlakte maal net die hoogte of die diepte van die silinder. Okay, dan as ons nou volgende kyk, hierso herleidings, dis belangrik om eenhede reg te herlei, baie belangrik. So, wat ek sou doen in die eksamen, kom ons sê, hulle sê vir jou, ek soek my antwoord in kubieke meter, maar alles wat hulle vir jou gegee het, is in sentimeter. Ek sou eerste al my sentimeter oukies gaan herlei het na meter toe, in die begin.
Want baie keer wat jy doen in 'n eksamen is, as jy kyk, as jy nou die som doen of al daai tipe van goeders, wat julle geneig is om te doen is, julle sal die hele berekening doen, dan sal julle sal alles in sentimeter hou, sal jy berekening doen, en dan in jou brein sê jy, okay, hoeveel sentimeter en meter 100, en dan gaan deel jy net een keer deur 100 om jou antwoord na kubieke meter, kubieke meter te kry. Maar onthou nou, jy het sentimeter gevat, en wat jou antwoord het in kubieke sentimeter gekry, wat beteken jy het lengte maal breedte maal hoogte gekry, jou antwoord in sentimeter gekry, en sê, ek moet 'n lyn na kubieke meter toe, so kom ons gedeel deur 100. Maar wat julle vergeet is, jy het hierdie ouetjie 3 keer met mekaar gemaal. Jy het gesê lengte maal breedte maal hoogte, 3 keer met mekaar gemaal, wat die antwoord eintlik baie groter gemaak het. So na regte tegnies moet jy eintlik tot die mag 3 daar sit, want jy het nou iets gedoen om tot die derde mag te kry, maar dan deel jy net 1 keer. Nee, jy moet 3 keer deur 100 deel, omdat jy 3 keer met mekaar gemaal het, as dit vir jou sin maak. So my wenk aan jou is, as jy net in die eksamen, as jy van iets van sentimeter na meter toe moet gaan, of millimeter na meter toe moet gaan, herlei eers al jou eenhede in die eenheid wat hulle soek, en dan gaan jy aan. Okay? Maar dit net makliker maak, maar net om jou te wys, soos byvoorbeeld hier wys hulle vir jou, as ek gaan van millimeter na sentimeter, jy is gewoond aan gedeeld deur 10, net gewoonlik. Maar omdat jy nou van kubieke na kwadraat na kwadraat of 'n vierkant te gaan, moet jy deel deur 10 tot die mag 2, omdat jy na 2 toe gaan. 'n Ander wenk wat ek vir jou het is, as jy millimeter na sentimeter 2 toe gaan, maak seker daai 2 keer ook daarin whatever jy gebruik om te deel of te maal. Dis die maklikste om dit te onthou. So onthou dit net, en ons gaan 'n bietjie daar praat in die eksamenvrae wat ons ook nou gaan doen. Kyk, kom ons kyk gou nou vinnig 'n voorbeeld wat ek net met jou gaan doen. Die eksamenvragies gaan jy self doen. Gawie wil 'n tuin by sy huis maak volgens die 2D vorm hier langs getoon. So daar's Gawie se tuin, mooi blommetjies en allerlei lekker goedjies op binne. So jy kan sien natuurlik, hierdie is nie 'n eenvoudige vorm nie, hierdie is 'n bietjie van 'n kompleks vorm. So daar gaan ietsie van ons benodig word. Natuurlik is daar sekere inligting wat jy weet verhou word hier, wat beteken ons gaan 'n vlakkie van berekening moet doen wat hulle nie vir ons wys nie, wat ons moet inbring. Gawie wil 'n heining kyk, daar's nou natuurlik 'n woordjie wat vir ons sê, om die tuin hoeveel meter heining het Gawie nodig. Die oomblik toe ek daai omgesien het gesê, omtrek, dis wat ek moet gebruik. Buitekant die voorwerp wil ek nou gaan meet. So kom ons kyk, natuurlik moet ek weet, al wat ek doen vir omtrek is ek plus al die sye by mekaar, maar hier kan ek sien, daar's inligting hier wat vir my weerhou word, en ek kan dadelik sien hierso, een lengte het ek nie. Ek het hier 6 aan daai kant, maar 2.5 aan daai kant vir daai deeltjie, maar wat van daai ene? Waar's daai afstand vir my? Natuurlik, as jy vinnige wiskunde moet doen, daai afstand is 6 minus 2.5, wat vir my 4.5 gee. Okay? Maak net seker jy doen al die inligting en kry dit reg voordat jy begin, want nou vergeet jy om te doen as jou antwoord verkeerd. Okay? So gaan we wil heining om die heining bou. Hoeveel het ek nodig? Natuurlik, sorry, wat ek ook moet bysit, is natuurlik daai lengtetjie ook. Daai lengtetjie ook daar. Okay, so dat ons sê 6 plus 8 plus 4.5 plus 2.5. Ek eintlik nodig gehad nie, maar dis dieselfde. 6 minus 2.5 is nie 4,5 nie. 6 minus 2,5 is 3,5. Sorry, my fout daar, 3,5. So dis basies 6 plus 8 plus 3,5 plus 2,5 plus 14. Wat ek by mekaar moet tel, dan sy antwoord 46,5. Hy wil graag die heining met kunsmis bedek. Bereken die oppervlakte wat bedek gaan word met kunsmis. Okay, so ek gaan nie kunsmis gooi aan die buitekant van die heining nie. Ek wil goedjies binnekant die tuin plant, reg? Dis kom ek die tuin spit, dis kom ek die tuin maak. So natuurlik gaan oppervlakte hier deel wees van die som wat ek moet doen.
So, nou 'n vinnige tip wat ek julle net hier kan gee, wanneer dit by komplekse, vragies kom. Ek gaan hierdie ouetjie moet opdeel in 2 oppervlakte, omdat hy kompleks is. Daai is oppervlakte nommer 1 en dan oppervlakte nommer 2, okay? Want dis wat ek wil daai ene bedek, en dan wil ek daai ene bedek, right? So, basies wat ek hier moet doen, is ek moet hom so opdeel, dat ek weet presies waarmee ek te doen het hier op die einde van die dag. Net gou vinnig, 14 minus 8, gee vir my daai 6, net om te onthou presies waarmee ek te doen het in daai kant, in die klein shape. Soos jy kan sien, hier so het ek hom opgedeel vir jou. Daai is ouetjie nommer 1, dit is oppervlak nommer 1, lengte maal breedte. Daar is sy lengte, dis die lengte daar, en dis die breedte daar, of die, 8 maal 6, plus dan die tweede enetjie, is daai lengte, is die 6 daar, vir daai klein stukkie van daar tot daar, en dan natuurlik die breedte, die 2,5 daar, en die totaal, as ek dit 2 by mekaar plus, is 63. Onthou, jy moet hierdie eenheid vir ons skryf, vierkant 'n meter. Okay, baie eenvoudig, baie maklike vraagie, maar as jy nie verstaan wat omtrek en oppervlakte beteken nie, gaan jy sukkel, jy gaan miskien die 2 omring. Okay. Kom ons kyk nou verder aan. Volgens die blomme wat hy wil plant, moet hy die tuin 30 cm diep maak. Okay, die oomblik wanneer jy daai woordjie sien diep of die woordjie hoog, dan weet jy, okay, ergens along hierdie hele situasie gaan ons te doen hê met volume, okay? Dis diep of dis hoog, okay? Bereken die volume van die grond wat Gawie gaan verwyder. Nou moet ons onthou, ons het klaar die oppervlakte van die hele ding gaan uitwerk in die vorige som. Ons weet al klaar hoe baie kunsmis hy wil gooi. En ons het kan onthou, as ons mooi kan onthou, het ons 63 vierkante meter gehad in die vorige som. Okay? Nou al wat ek nou hoef te doen, ek hoef dit nie weer te gaan doen nie, want onthou nou, wat is die formule vir volume? Dis lengte maal breedte maal hoogte. Ek het al klaar die lengte maal breedte gedoen. Dis 63. So al wat ek moet doen met my antwoord van 63, ek moet dit met die hoogte of die diepte gaan maal. Maar soos ek gesê het, alles moet dieselfde eenheid wees. Ek moet eers daai 30 cm gaan herlei na meter toe. So ek deel hom deur 100, 0,3, dan het ek daai eenheid in meter, en dan al wat ek dan doen, is ek vat my 63 meter, vierkante meter wat ek voorheen gehad het vir die oppervlakte, maal dit met die diepte van 0,3, en dan sien jy ek het 18,9 vierkant 8 kubieke meter. Okay? Dan vra hulle hier so 1 pak kunsmis kos R98,50 en bedek 18 vierkante meter. Bereken die totale koste wat Gawie sal betaal om die kunsmis te bedek. Right. Nou het ons onthou, nou is ons terug na vierkante meter toe. So die oomblik as ons sien vierkante meter, dan moet ek teruggaan na my oppervlakte. Nou al wat ek baie keer daarvan hou om te doen is, ek skryf my neer, ek onthou my oppervlakte is dit, en my volume is dit. Okay, dat ek net kan onthou wat ek mee te doen het en wat ek mee werk. Maar nou hier sê hulle, 1 pak kunsmis, wat soveel kos bedek 18 vierkante meter. Nou moet ek eers gaan uitwerk, voordat ek my totale koste bereken, moet ek eers gaan uitwerk, okay, maar hoeveel pak het ek nodig? En nou vraag vir myself die vraag, gaan 1 pak genoeg wees vir die hele kunsmis? Maar 1 pak gee net vir my 18 en ek het 63. Gawie se hele tuin is 63 en 1 pak gee net vir my 18. So obviously gaan 1 pak nie genoeg wees nie. So ek moet eers gaan kyk hoeveel pak het Gawie nodig. So wat ek dan doen is, ek vat altyd om te kyk, want dan is presies daai selfde konsep van, ek het 'n groot area en 1 pakkie kry met 'n klein area. So hoeveel van hierdie pak het ek nodig? So ek vat my groot area en ek deel dit deur die area van wat 1 is. Dis gewoonlik groot gedeel deur klein. So jy 'n tip wil gee om wanneer om uit te werk, okay? So ek vat my 63 en gedeel deur 18, dit gee vir my 3,5 pakke. Maar ek kan nie 'n halwe pak koop by die plek nie. Ek koop met 1 pak of ek koop 1 pak of nie, okay? So ek kan nie 'n halwe pak en 'n halfte vir dit van betaal nie. So ek moet hom oprond. Al was dit 3,001. Dis nog steeds meer as 3. Wat beteken 3 pakke gaan nie genoeg wees nie. Okay? So dan koop ek liewer 4 sodat ek weet ek het genoeg. Wat ek daai 4 maal die prys van 1 gee vir my R394 wat ek mee te doen het vir die totale kunsmiskoste. Okay, kom ons gaan gou buite oppervlakte.
Nou, dis wanneer ons te doen het met die oppervlakte van 'n 3-dimensionele voorwerp. Onthou, oppervlakte op sy eie was gewoonlik die oppervlakte van 'n 2-dimensionele voorwerp, buite oppervlakte te doen met die oppervlakte van 'n 3-dimensionele voorwerp. Hierso kan jy sien dat ek vir jou 'n mooi prentjie gaan insit daar, waar ek 'n 3-dimensionele voorwerp vat, en ek wys vir jou al die oppervlakte wat daar is vir daai voorwerp. Okay? So as ons hier kyk, belangrike punt onthou hierso, is die eenheid is gewoonlik vierkantig, beteken ek het millimeter kwadraat, centimeter kwadraat, meter kwadraat. Berekening van die buiteoppervlakte het te doen met die totale 3D oppervlakte van die vorm en sy sye. Al die eenhede moet dieselfde wees soos gewoonlik, soos wat jy weet. Waar word gebruik? Wanneer daar bereken moet word hoeveel oppervlakte aan die buitekant van die vorm of voorwerp is, soos hoeveel liter verf besit aan die buitekant van 'n voorwerp of verf. Maar baie keer wat hulle doen is, hulle is baie oulik met jou, is hulle gee dit vir jou. Ek het ook al 'n vraag gesien van, hulle het nou 'n boksie soos byvoorbeeld daar, nou wil hulle net aan die buitekant soos amper soos 'n wrapper, jy weet, soos 'n bemarking wrapper om die boks sit. Jy weet hoeveel vierkante sentimeter wrapper moet hulle print. Net om vir jou 'n voorbeeld te gee, wat ek al gesien het. Okay, so kom ons kyk gou na nog 'n voorbeeld. Dis weer Gawie met sy tuin. Gawie wil reënwater stoor vir sy nuwe tuin. Daai selfde tuin wat ons nou net uitgewerk het. Hy besluit om 'n watertank langs in die tuin op te rig. Die afmetings van die watertank is as volg. Dis baie belangrik, hulle gee hierdie keer vir jou baie keer sodat jy net kan sien, okay, dis wat ek moet doen. Ek het alles op een plek dat ek dit kan onthou. So die diameter van die basis is 1.6 meter. Dit beteken onthou wat jy kan onthou, en ek hou altyd daarvan om net vir my soos 'n mooi prentjie te teken, dat ek net op die ouetjie kan weet presies wat ek mee te doen het. So hierso sê hulle vir my die diameter is 1.6, so van kant tot kant reg deur die middel van daai sirkeltjie gee vir my 1.6. Dan die hoogte van die tank wat ek dan nou gaan ontdin is, nou weet ek, okay, 2.2 meter is die hoogte van die bopunt van die tank tot die onderkant van die tank. Ons moet onthou dat 1000 liter is gelyk aan 1 kubieke meter, en dat pi, soos wat ek gesê het, laas pi is gelyk aan 3,142. Nou vra hulle eers, bereken die kapasiteit van die watertank in liter, afgerond na die naaste 500 liter. Belangrike woordjie daar is die woordjie kapasiteit. Kapasiteit is hoeveel water 'n voorwerp kan inhou. Ek gaan nie net water aan die buitekant gooi nie. As ek water aan die buitekant van die sirkeltjie gooi in sy basis, hou dit die water? Nee. Ek gaan nie die bokant of net die onderkant van die tank vol maak en nat maak nie. Gaan hy water hou? Nee. So ek kan die omtrek gebruik, ek kan die oppervlakte gebruik. Die enigste ding wat sin maak hier is volume. Hoekom is dit volume? Want dis die basis van die voorwerp. Okay, alles gaan op die basis val. Maar wat hou hom? Die hoogte of die diepte van die voorwerp ook. So ek gooi water binne-in, dis wat vir my die water hou. So die enigste wat die sin maak, is volume. So natuurlik wat ons weet, volume, as jy kan teruggaan na die slides toe, as jy dit wil kan onthou, volume is natuurlik pi maal r kwadraat maal die hoogte van die silinder. Okay? Maar die eerste wat ons nodig het, ons het r kwadraat nodig. Maar hulle het vir ons diameter gegee. So die eerste ding, my eerste check gewoonlik met dit is, ek vat daai radius en ek deel dit deur 2 om vir my die radius te gee. Dan kan ek aanbeweeg. Okay? Dan gooi ek dit net in die formule, pi maal r kwadraat maal die hoogte. Onthou ek moet die pi vervang met 'n 3,142. Dan is daai my radius wat ek nou net uitgewerk het. Moenie vergeet om op jou calculator tot die mag 2 te sê nie. Baie keer van julle sit hom so mooi daar binne, maar hulle vergeet om dit tot die mag 2 te doen. Okay? Dan waar kom my 2,2 vandaan? Dis natuurlik die hoogte. Nou kan ek hierso sien, my antwoord hier is 4,423936 vierkant 8 kubieke meter. Maar nou moet ek hom weer gaan herlei na liter toe, want onthou, hulle het vir ons gesê, ek soek my antwoord tot die naaste 500 liter. So wat moet ek doen? Nou moet ek hierdie ouetjie gebruik. 1000 liter is gelyk aan 1 kubieke meter. So ek vat daai antwoord dat 'n kubieke meter is daar, en ek maal hom met 1000, dan gee dit vir my 4400, daai bedragie. Dan kan ek sien, sorry, daai kommetjie moet eintlik daar wees, wat vir my basies sê,
ek het 4.500 liter wat gebruik, wat onthou hulle vra tot die naaste liter, 500 liter. So, die eerste 500 liter wat opkom, of die naaste 500 liter moet ek om gaan afvul by. Okay. Dan gaan we besef dat hy die buitekant van die watertank moet verf, sodat die tank nie te warm word in die son nie. Hy gaan net die ronde sykant van die tank verf en nie die bokant en onderkant nie. Net soos, so basies net daai kante wat hy gaan verf, nie die bokant en onderkant nie. Bereken die totale buiteoppervlakte wat gaan we moet verf. Jy kan die volgende formule gebruik. Pi mal D mal die hoogte van die tank. Okay, dis die buiteoppervlakte van die tank. So, jy hoef nie te wonder hoekom hulle dit vir jou gegee het, of wat is die rede van dit nie. Jy gebruik net dit wat hulle vir jou gee. So, dan vervang ek pi met die 3,4142, met die diameter 1,6, met die hoogte 2,2. Hy weet, hy moet nou 11,054984 vierkante meter verf. Okay. Hier is 'n moontlike eksamenvragie wat ek vir jou gaan gee om te doen. Ek gaan net gou vinnig deur dit lees en dan gaan ek vir jou sê wanneer jy soos 5 of 7 minute kan vat om dit te doen. Sê gou knap haar huis op, sy verwyder die houtraamvensters en vang hulle met aluminiumraamvensters. Die afmetings in die vorm van die 2 vensterrame word hieronder gegee. In die reghoekige vensterraam kan 4 vensters oopmaak. Dit het 3 dele: A, B en C. Die sirkelvormige raam het geen vensters wat kan oopmaak nie. So dis basies net 'n plek vir lig. Die volgende formules kan gebruik word: oppervlakte van 'n reghoek, lengte en breedte, oppervlakte van 'n sirkel, 3,142 maal radius kwadraat, omtrek van 'n reghoek 2 maal lengte plus breedte, omtrek van 'n sirkel 3,142 maal die middellyn. Onthou wat beteken daai middellyn? Dis basies die diameter. Okay? Net om vir jou vinnig te wys, daar's 'n reghoekige vensterraam, daar's 'n sirkelvormige vensterraam. Hierdie A bedoel van daai stukkie tot daai stukkie, B bedoel daai stukkie tot daai stukkie, C bedoel daai stukkie tot daai stukkie. Hier kan ons sien hierdie venstertjies maak oop. Sorry, nie daai ene nie. Nie daai ene nie. Net daai 2 maak oop. Okay? En dan hierdie ene maak ook nie oop nie en hierdie ene maak nie oop nie. Ons kyk gou na die vraagie. Hierso vra hulle bepaal die omtrek van die reghoekige vensterraam. Hier is ons reghoekige vensterraam. Hulle vra vir omtrek, so jy weet wat dit beteken. Bereken die binneoppervlakte in sentimeter van die sirkelvormige vensterraam. So dis so daai ene is 'n oppervlakte. Een van die vensterruimte van die reghoekige vensterraam het gebreek. Die vensterruimte skryf die waarskynlikheid as 'n desimaal dat dit nie een van die vensterrame is wat kan oopmaak nie. Daar is net daai oudjies wat kan oopmaak. Okay, so ek gaan gou vir jou hier so 5-7 minute gee waar jy net die video nou hier kan pause en dan kan jy dit doen en dan sal ons terugkom as jy klaar is. Okay, so pause nou die video hier asseblief. Okay, so jy het nou so 'n paar minute gevat om hierdie netjie te doen. Kom ons kyk gou na die moontlike antwoorde hierso. So hierso vir ons bepaal die omtrek van die reghoekige vensterraam. Natuurlik die reghoekige vensterraam is al die lengtes aan die buitekant. So jy het basies al daai lengtes gevat en bymekaar geplus en dan natuurlik die totale lengte van die hele vensterraam ook. So daar's 2 lengtes aan daai kant en ons het al daai lengtes daar maal 2. En as jy gesien het jou antwoord is 716 cm. So jy weet jy het al daai lengtetjies gevat en bymekaar geplus en het met 2 gemaal want ons bo en onder. Bereken die binneoppervlakte van die sirkelvormige vensterraam. Dan basies wat jy moes gevat het, die eerste ding wat jy moes gedoen het, jy moes daai 605 eers centimeter toe gemaak het, want hulle vra vir 'n kubieke centimeter, vierkante centimeter. Natuurlik wat die oppervlakte dan was, jy moes hom gedeel het, sorry, daai is verkeerd, dis 'n deeltekenkie, want hulle het vir die diameter gegee, dan sien jy is 30,25 is die radius, so is die radius tot die mag 2 wat jy moet doen, maal die 3,142, gee vir jou basiese antwoord van 2875 en 3,13 cm kwadraat of vierkante centimeter.
Dan vra hulle een van die vensterruite van die reghoekige vensterraam het gebreek, skryf die waarskynlikheid as 'n desimaal dat dit nie een van die vensterrame is wat oopmaak nie. As jy teruggaan gou, sal jy sien dat die hoeveelheid vensterrame wat nie kan oopmaak nie, is in die reghoekige ene is daai 1, daai 2 en daai 3 kan nie oopmaak nie. Maar hoeveel kan oopmaak? Daai ene, dis 4. Maar so, hoeveel vensters het ek dan in totaal? 7. Hoeveel van hulle kan oopmaak? 4. Hoeveel van hulle kan nie oopmaak nie? 3. So 3 uit die 7 kan nie oopmaak nie. Ons kyk gou. 3 kan nie oopmaak nie. 7 vensters in totaal. 0,43 as 'n desimaal is dat hy nie kan oopmaak. Okay, is nog 'n moontlike eksamenvraag. Hier gaan ek weer vir jou 5 minuutjies gee. 3.1, daar word van elke leerder in tegnologie klas verwag prestig en prut komstokkie te hê. Die prestig word in 'n reghoekige vormige omslag verpak en die prut en silinders-houer. Die afmetings van die reghoekige vlak van die prestig omslag en die silindriese pruthouer word hieronder gegee. So hulle sê die prestig kom 'n reghoekige vorm, soos 'n kartonnetjie waar die prestig kom, en die prut is 'n silinder. Silinder het natuurlik 'n sirkelvormige basis. Gebruik die gegee inligting om die vraag volg te beantwoord. Bereken die omtrek van die voorkant van die prestig. Jy kan die volgende formule gebruik en dan vraag nommer 3.1 bereken in sentimeter die hoogte van die toemaak gedeelte van die pruthouer. Okay. Nou ek gaan jou so 5 minute gee vir hierdie ene weer, so jy kan nou die video hierso pause. Ekskuus voordat ek aangaan, ons nog 'n gedeelte van die vraag wat jy natuurlik nou ook kan doen as die tweede helfte. Werklike hoogte van die gom en pruthouer is 8,5 cm en die volume van die gom tot 3 desimale plekke afgerond is 52,346 vierkant centimeter. A toon die volume van die gom bereken is as die middellyn van die gom 28 mm is. Jy kan die formule gebruik. En dan die tweede enetjie wat hulle vra is bepaal afgerond tot die naaste gram die massa van die gom as die pruthouer indien die digtheid van die gom 0,82 gram centimeter is. Die volume hier is massa gedeel deur volume. Okay. So jy kan nou vir hierdie vraag kan jy ook 5 minute vat, so jy kan jou video pause hierso. Okay, so kom ons kyk gou na daai eerste deeltjie. Jy het basies al die vrae gedoen. Eerste vraag het natuurlik gegaan oor die omtrek van die vierkantige enetjie. Natuurlik wat ek vir julle gesê het, julle vat alles, kan jy sien hierso eers na dieselfde eenheid toe, want hulle het vir gevra in sentimeter. Die lengte van daai ouetjie was 23,9, die breedte was 8,9, plus die twee bymekaar, behaal dit met 2, dan sal jy sien jou antwoord was 65,6 cm. Dan het hulle gevra, soek hulle die hoogte, of ja, die hoogte van die oopmaak-toemaak gedeelte. So as ek net kan teruggaan, net dat jy kan onthou, wat ons moet onthou hierso, van die pruthouer, okay? Hulle praat van daai deeltjie daaronder, so net vir jou kan wys, want jy het nou al die afmetings is daar, behalwe daai afmeting. So al wat jy moes gedoen het, jy moes die totaal gevat het, daai 114 en geminus het met die deeltjies tussen die doppie en dan die pruthouertjie. Maar natuurlik wat jy eers moes gaan doen het is jy moes daai 11, kan jy sien, daai 114 is in millimeter, maar die res van die oudjies is in centimeter en hulle wou dit in centimeter gehad. So jy moes hom eers geherlei het, dan kon jy geminus het met 2,5 minus met 7 of jy kon die 2,5 plus die 7 gesit het om vir jou 9,5 te gee, dan die 11,4 af te trek met daai, dan sê jy gesien daai oopmaak gedeeltjie daar is 1,9 cm. Okay? Volgende enetjie wat hulle vir jou gevra het, is hulle het vir jou gevra bepaal die volume van die prutdeeltjie, die deel wat prut is. Die eerste deeltjie wat jy moes gedoen het, jy moes eers daai deursnee omvat het en na sentimeter toe gemaak het, en dan moes jy dit gedeel het met 2 om die radius te gekry het
van die actual prut, okay? Dan kan jy dit in jou formule insit. Onthou, jy moet dit die 3,142 se pi waarde moet jy gaan herlei of insit, soos wat jy moet dit hê. 1.4 tot die mag 2 maal die 8.5, wat is 8.5? Is die hoogte van die prut wat hulle vir jou gegee het. Dan het jy gesien, jou antwoord was 52,346 kubieke sentimeter. Nou die volgende vraag vra hulle vir jou, okay, maar hoe swaar is ding? En natuurlik baie oomblik sê jy dan, hierdie is wetenskap, hoekom moet ek dit doen? Maar onthou nou, al wat hierdie is 'n herleiding of 'n manipulasie van formule wat hulle vir jou gaan leer het van graad 10 af van geletterdheid. So, as ek jou 'n tip hier kan gee, hierso sê hulle vir jou, digtheid is gelyk aan die massa gedeel deur die volume. Hulle het die digtheid vir jou gegee, hulle die volume het jy nou net uit gaan werk. So wat soek jy? Jy soek die massa. So al wat ek moet doen, en dis een van die punte, massa is gelyk aan my digtheid gedeel deur my volume. Dis al wat dit is. Dis 'n punt. Jy manipuleer in die formule soos spoed, afstand oor tyd. Dis presies dieselfde prinsip. Hulle gee vir jou 2 van die waardes en jy moet 1 gaan kry. So jy moet net die formule gaan manipuleer sodat jy kan jou antwoord kry. Al is dit wetenskap, is dit nog steeds van toepassing op jou as 'n geletterdheid leerder. Okay? So hierso kan ons sien, ek het nou 'n fout gemaak, daar is nie die formule, dit is massa gedeel deur volume. So massa is gelyk aan die digtheid maal die volume, as ek hom wil herlei. Okay, ekskuus, dis my foutjie. Dan vat ek aan 0.82 maal daai 52,346 is die volume wat ek voorheen gehad het. Daarso kan ek sien die gewig van die prut is eintlik 43 gram. Okay, net as 'n opsomming gaan ek net om vir jou tips te gee vir die eksamen, want dit kom by hierdie afdelingkie. Ondersoek die eenheid wat gebruik word in die vraag. Watter eenheid soek hulle jou antwoord? Dit gee 'n goeie aanduiding wat jy moet gebruik. Okay? Soek hulle dit in kubieke sentimeter tot die mag 3. Okay, ek moet volume gebruik. Soek hulle dit in vierkante meter. Tot die mag 2. Wat beteken dit? Hulle soek die oppervlakte, want baie keer gaan hulle nie vir jou sugarcoat vir sê gee vir my die omtrek of gee vir my die oppervlakte of gee vir my die volume nie. Jy gaan moet kyk oor dit wat hulle vir jou gegee het en dan wat hulle die antwoord of die eenheid wat hulle soek, daar's my antwoord. Okay, dis wat ek moet doen. Dan maak altyd seker jy werk in dieselfde eenheid wanneer jy bymekaar tel of maal. Herlei liewers aan die eenhede en na die regte eenheid voordat jy die oppervlakte en volume moet herlei. Teken vir jouself 'n skets om 'n scenario beter te verstaan, kry meer perspektief. Soos jy nou gesien het, ek het sommer op die dingetjie gaan teken sommer met 'n pot of whatever dat jy net kan verstaan wat jy mee te doen het. En dan maak seker jy vul die formules reg in. As hulle vir jou sê pi is gelyk aan 3,142, jy gebruik 3,142. Okay? As hulle sê die radius tot die mag 2, onthou, jou radius moet jy tot die mag 2 maak, anders kan jou antwoord nie reg wees volgens wat hulle my wou gee nie. Okay, wat ek altyd doen, jy kan jou video pause of whatever hier om net seker te maak as jy sê jy sukkel en jy's 'n hoë risiko leerder, weet jy hierdie moet ek op fokus. My vlak 1 en vlak 2 is 60% van my vraestel. Wat kan ek verwag met omtrek, oppervlakte en volume? Watse tipe van vragies moet ek fokus? So hierdie is dan net vir jou, jy fokus net op daai om jou 60% van jou vraestel se punte te kry. En natuurlik hier as jy 'n hoë risiko leerder is, weet jy okay, hier kom my vlak 3 en my vlak 4 vragies. So ek moet wegbly van hierdie 2 af om te veel tyd op dit spandeer. Dit beteken nie jy kan dit nie doen nie. Wat ek net vir jou sê is moenie te veel tyd spandeer as dit te moeilik raak vir jou nie. Okay? Fokus liewer op die vlak 1 en vlak 2 vragies om dit reg te kry, 100% reg te kry en dan kan jy miskien die level 1 of 2 gedeeltes van hierdie vrae, soos nie die eerste deeltjies is om te herlei. Doen daai om vir jou 1 of 2 puntjies te kry. Right? Dan wil ek baie dankie sê vir omtrek, oppervlakte en volume. Ek weet dit is gewoonlik vraestel 2, ek weet dit is gewoonlik 'n moeilike enetjie om te doen aan die einde van die jaar as jy nie weet regtig wat aangaan nie vir vraestel 2. Maar as jy hierdie gaan oefen om die vlak 1 en 2 reg te kry, dan sal die res vir jou, jy weet, bietjie meer sin maak. Maar soos ek sê, kry eers jou perspektief, probeer jouself envision wat jy mee te doen het, hoe jy die draad gaan span en dink jy, wel as ek draad span, ek het net een lengte nodig.
Ek plant blommetjies in 'n tuin. Dis die spasie van die tuin. Ek gaan dit nie om die kant te pak nie, ek gaan dit in die middel pak. Dis oppervlakte. Ek moet water in hierdie ding ingooi of ek moet die diepte inskep. Dis volume. Kyk, probeer jouself envision dit vir jou maklik maak, maar op die einde van die dag, wat die beste ding wat ek kan van vertel hierso is, kry 'n bietjie jou general knowledge op, gaan na Builders Warehouse toe, gaan na Buka toe, gaan na daai plekke toe, gaan kyk en vir jouself te dink, as ek nou hierdie goedjies moet pak, wat het ek mee te doen? Het ek te doen met oppervlakte of volume? Kry 'n bietjie jou general knowledge op, want meeste van hierdie vrae het te doen met die regte wêreld scenario's. So, dit is die einde van my les. Baie dankie, sterkte met die eksamen, en dan sien ek julle volgende keer.